Sy's moedeloos. Sy weet nie meer wat kant toe nie. Sy het al alles probeer met die dogter van haar. Sy het al na mense toegegaan en gesê, my dogter is van die duiwel beset, is daar nie iemand wat kan help nie. En almal het vir haar die raad en daai raad gegee, probeer dit, probeer dat. Maar niks het, sy het alles probeer, maar niks het gehelp nie. Maar iewers tussen al die raad, het iemand vir haar die regte raad gegee. Iewers tussen al die raad, het sy by iemand gehoor van 'n man met die naam van Jesus. Halleluja! Iewers tussen al die raad, het sy gehoor van 'n geneesheer van Nasaret, 'n verlosser van Nasaret, iemand wat kan doen wat nog niemand anders gedoen het nie, iemand wat die blindes laat sien, wat die krepeles laat loop, wat die dowes laat hoor, en wat selfs die dooies opwek. En toe sy wanhoopig was, alles klaar probeer het, besluit sy, ek gaan hierdie man opsoek. Al vat het my laaste, ek gaan hom opsoek, totdat ek hom kry. Want ek is desperaat, ek kan nie meer langer met 'n dogter lewe, wat net nie wil regkom nie. Hoe baie ouers is daar buite wat sê, ek kan nie meer langer met die seun, wat net nie wil regkom nie. Ek kan nie meer langer met die dogter, wat net nie wil regkom nie. Maar hierdie ouer besluit, ek gaan Jesus opsoek, terwille van my dogter, terwille van my kind, gaan ek die Here opsoek. En sy soek hom, en toe sy hom kry, staan sy op 'n afstand, en sy aanskou hom, en sy roep, sy sê, Here, help my. Maar Jesus draai sy rug op haar. Hy steur hom nie aan haar nie. Hy luister nie na haar nie. Ek wil vanaand 'n moeder, ek wil vanaand vir iemand bemoedig, 'n broer, 'n suster wil ek vanaand bemoedig. Baie keer voel ons dieselfde. Jy roep uit, maar dit lyk vir jou asof die Here nie luister nie. Jy roep uit, maar terwyl jy harder begin bid, raak dinge dan erger. Prys die naam van die Here. Dinge wil dan net nie regkom nie, maar ek bid dan, prys die naam van die Here. Maar hierdie vrou besluit, ek gaan nie toelaat dat dit my keer nie. Want ek het hier na toe gekom vir niks nie. Ek het hier na toe gekom vir 'n rede. Ek het al soveel goed probeer. Soveel mense probeer, niks het gehelp nie. Die enigste man wat my kan help, en ek sal nie omdraai weg van hom af, sonder dat hy gedoen het wat hy moet doen nie. En die Bybel sê, sy besluit, ek gaan aanhou roep. Ek gaan aanhou roep, totdat hy luister. Ek wil 'n moeder vanaand bemoedig, ek wil iemand vanaand bemoedig. Moenie moeg raak nie. Hou aan bid. Hou aan in stry. Hou aan veg in gebed. Skelwoorde gaan nie help nie. Pakgee gaan nie meer help nie. As die duiwel iemand ingetree het, dan is dit net die bloed van Jesus wat kan help. Dan is dit net die Here wat kan help. Dan is dit net hy wat kan verlos. So nader vanaand hom. Bid vanaand sonder ophou. Moenie na een gebed of na 2 gebede en dinge gebeur, ja, wil u sê, ag, ek gaan maar opgee, die kind van my wil nie meer regkom nie. Moenie opgee nie. Sy sê vir haarself, ek sal aanhou roep. En die Bybel sê, sy roep hom, hy luister weer nie. En sy besluit dit baat nie, ek roep van 'n afstand af nie. Ek wil vir 'n moeder vanaand beloof,
moenie van 'n afstand beweeg nader na die Here toe vanaand. Beweeg nader na die Here toe. As u wil hê God moet 'n ding in u lewe doen, beweeg nader na die Here toe. Begin doen wat die Here wil hê u moet doen. Begin lewe vanaand so Jesus wil hê u moet lewe. Halleluja. Die Bybel sê sy beweeg